Wel, dis 'n voorreg om te groet na so lang tyd dat ek afwesig was en ek dank die Here dat ek vanmiddag op 'n baie spesiale en groot dag saam met jou kan wees. Baie dankie vir elkeen se onbaatsigtige gebede en liefde wat julle uitgestraal het en onvoorwaardelik gegee het. Mag die Here elkeen werklik waar ryklik seën en mag God vir u werklik onderneem in 'n tyd soos hierdie wat u werklik waar net vir my in gebed ingestaan het tydens hierdie hele proses en operasie en alles waardeur ek kom. Bedank die Here, alles is agter die rug, alles het goed gegaan en vir 'n tyd lank was ek nou maar net so bietjie buite aksie gewees, maar ja, ek is terug en in volle vuur en volle swang. Wat 'n goddelike en geseënde voorreg. Ek eer die Here daarvoor. Hierdie is 'n baie spesiale en 'n baie besonderse dag, né? Nee? Dit is hemelvaartdiens. En dit is my 'n voorreg om hierdie dag op hierdie wyse so saam met u deur te bring en die Here te vertrou dat God vir u net op 'n wyse en 'n manier sal deurkom net soos wat hy kan doen. Nou, daar's altyd vir my iets wat baie belangrik is, geliefde kyker. En dit is wanneer dit kom by hemelvaartdiens, dan kyk ons na 'n paar goed en ons vra onsself 'n paar vrae af rondom die volgende. En dit is, wat maak hierdie dag so spesiaal en so besonders en so uniek? Wat maak hierdie dag anders as enige ander dag in die ganse geskiedenis van die Bybelse tyd sowel as ons hier op aarde? Wat maak hierdie dag so besonders? En dan weet ons, dit gaan oor die opvaarding, of kan ek sê die skeiding van Jesus tussen ons en die hemel, en waar hy opgevaar het na die hemel toe. Kan ek die woord gebruik waar hy vir ons gegaan het, want hy het self gesê met hy, kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. So daar is werk wat gedoen moet word. Maar voordat Jesus opvaar, is daar 'n baie belangrike aankondiging wat hy maak. En dit is so van kardinale belang dat ons dit ter harte kan neem. Dit gaan vir my rondom die volgende, en dit is waar ons dit baie keer mis, dat die laaste woorde wanneer iemand weggaan, is woorde wat 'n impak het, is woorde wat onthou moet word, is woorde wat 'n mens nie net sommer kan vergeet nie, maar daar's 'n rede, daar's 'n doel daarvoor. En die Here kom, en dit is seker vir my die belangrikste woorde wat hy kom gee. En ongelukkig laat ons dit baie keer na, of ongelukkig neem ons dit nie ter harte nie, of ongelukkig neem ons aan, dit is net vir sekere mense bedoel, terwyl dit vir almal was. It was something special. It was something that he wants everybody. And take note, everybody, to remember his last words.
Many people will come and many people will say, you know, the last words on the cross. Or his last words was this or that. But he came and he gave us specific instructions according to his own words. What should be done? And it's heartbroken that so many people forgot these words or just make it as something that's not worthy or something that's just been said, but they don't take action to it. Nou die laaste woorde wat hy gesê het was, en dit is my baie belangrik, die laaste woorde wat hy gesê het was die volgende, en dit is wat vir my hemelvaartdiens so kragtig maak, en bemoediging maak, en vir ons gee waar ons kan vashou. Maar 'n opdrag wat belangrik is. En ek wil dit graag vir julle lees. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Is 'n uitdruklike proklamasie wat hy uitvaardig die oomblik toe hy sê, alle mag is aan my gegee, alle mag in die hemel en op die aarde is aan wie gegee? Aan Jesus gegee. Is 'n proklamasie wat hy uitvaardig, maar ook deur dit om vir mense moed te gee. Alle mag in die hemel op die aarde, hy sê, en dit is vir my so belangrik, en dit is wanneer hy sê, gaan dan heen. Gaan dan heen. En dit is wat vir my en vir u so belangrik moet wees, geliefde kyker. Gaan dan heen. Dit is die opdrag wat gegee word. Waarna toe? Gaan dan heen. En dit is wanneer hy sê, maak disippels van al die nasies. Luister hierso, nie net sommige nie. Is 'n uitdruklike opdrag wat hy gee deur te sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. En weet jy wat vir my so belangrik is dat hy nie net sê sommiges nie, maar hy praat van maak disippels van alle nasies, alle volke, alle tale. Niemand word uitgesonder nie, maar almal is ewe belangrik vir die Here. Maak disippels van alle nasies. En dan kom hy, dan sê hy die volgende. En hy sê daar, doop hulle in die naam. En ek wil hê jy moet dit onthou. Hy sê doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan kom hy en dan sê hy, en leer hulle om alles te onderhou. Nou geliefde kyker, in hierdie middaguur, wanneer hy sê, en leer hulle
om alles te onderhou, is dit vir my belangrik dat hy kom en wat hy doen is, hy sê eintlik daarso, leer om alles te onderhou. Wat leer ons mense? Wat moet ons onderhou? Wat het Christus vir ons nagelaat? Wat maak hierdie dag so spesiaal, waar miljoene Christene by mekaar kom om hierdie dag te herdenk? Hy gaan nie oor die woorde van die Here, sy laaste woorde, wat so belangrik was, sy laaste woorde, waar hy self gesê het, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en leer hulle om alles te onderhou. Dit was sy kernwoorde, en dit is vir my belangrik, dat wanneer mense by mekaar kom, in hierdie dag, vanaand, Dinsdag, hulle gaan bywoon, dat hulle hierdie woorde van die Here sal onthou. Punt nommer 1, gaan dan heen. Dis 'n direkte opdrag, wat die Here gee, aan die ganse Christelike mensdom. Gaan dan heen. En daar is 'n duidelike opdrag om jou bediening te gaan uitleef. En hier sonder hy niemand uit nie, want dit geld vir ons elkeen. En dit is om disippels te gemaak. Dit is om manne en vroue by die Here uit te kry. Dit is om manne en vroue die ware beginsels van God se woord te leer. Gaan dan heen, is 'n opdrag. Met ander woorde wat hy sê is, kom uit jou comfort zone. Moenie net in jou comfort zone bly nie, maar ek wil hê jy moet proactief wees. Ek wil hê jy moet aktief raak in my koninkryk. Ek wil hê jy moet 'n verskil gaan maak in my koninkryk. Ek wil hê jy moet doelgerig wees. Weet jy wat, soveel mense kom na my toe en soveel mense vra my, wat is my bediening? Weet jy wat? Ek wil vir jy sê, elkeen se bediening, vergeet die vyfvoudige bediening. Dit is nie waarvan ek nou praat nie. Elkeen se verantwoordelikheid, ongeag wie en wat jy is, elkeen se verantwoordelikheid op die wêreld is om te gaan en gehoor te gee aan die finale woorde van Christus, sy laaste woorde wat hy gesê het, wat so belangrik is. Waarom? Waaroor gaan dit vir hom? Dit gaan vir hom oor mense. Luister vandag. Dit gaan vir hom oor mense. Waarvoor het hy gesterf? Vir mense. Vir wie gaan hy voorberei? Vir sy bruid, sy uitverkose bruid. Ons herdenk hierdie dag, maar waarom herdenk ons hom? Ek weet, dit is uniek in die annale van die hemel. Dit is uniek op hierdie ganse aarde. Het daar nog nooit so iets plaasgevind nie. Maar die ironie van die saak is dat sommige het getwyfel of het hy is. Terwyl hy gespreek het, hulle het nie sy stem, want jy herken iemand aan sy stem. Hoeveel keer het mense jou gebel, dan vra hulle, weet jy wie praat? Dan sê ek, ja, ek weet wie praat. Want ek herken die persoon se stem. Maak nie saak, hoeveel jare, weet jy wat is my so mooi en so besonder is dat iemand, 'n persoon, hy vir hoeveel jare in sy gedagtes en sy hart, ek weet nie om het te stel nie, rondgedraad en dan seker oor die 30 jaar met my kontak te maak. Maar toe ek die persoon se stem hoor, toe weet ek onmiddellik met wie ek praat. Na 30 jaar. Die vraag is, herken sy stem? En wanneer sy stem herken, gee hy gehoor aan sy opdrag. En dan
mens, waarom sal iemand vir ongeveer 30 jaar lang by jou soek? Toch sekerlik moet daar 'n band wees, of daar moet iets onthou word, of daar moet iets binne die persoon wees wat sê, hierdie persoon is kosbaar vir my. Ek wonder, hoeveel doen ons dit met mense? Terwyl God ook aanhou soek. Ons voel baie keer ons is verlore. Weet jy, dit het my hart so getref, my hart so geraak. Dit het my so besef, dat ons vergeet baie keer. As mense dit doen, hoeveel te meer nie God nie. Baie keer voel dit vir u, God het u vergeet. U voel godsverlate nie. U voel nie godsverlate nie. U kan nie godsverlate voel nie, want God se alomteenwoordigheid vul die aarde. Hoeveel te meer 'n persoon wat jou na soveel jare soek, en wanneer mekaar vind, is daar blydskap, liefde en oorwinning en dankbaarheid in jou hart, en dan besef 'n mens, dis net genade. Dis net genade, niks anders nie. Halleluja! Loof die naam van die Here. En hy sê vir hulle, weer eens praat hy, kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van hierdie wêreld. Kyk, ek is met julle. Ek is met julle. Wanneer is God met jou? Wanneer jy in gehoorsaamheid begin optree oor die aankomstig sy woord. Weet jy hoe frustrerend was dit vir my hierdie afgelope tyd, wat ek nie op die lig kon wees nie, maar vergeet dit gaan nie vir my daaroor nie, net op die lig te wees nie, maar om werklik waar uit te gaan, en werklik waar 'n mense se lewens 'n verskil te gemaak, om met mense te gaan sit, om met mense te gaan praat, om mense te gaan deel. En jy kan nie. En ek kan ook hier daai speakers optel en met hulle gaan en sê, laat ek 'n uitreik gaan hou, want dit is wat binne my brand, dis wie wat ek is. En dit is een ding wat ek besef het, en dit is wat die Here gesê het, gaan dan heen. Maak nie saak hoe nie, gaan net en maak 'n verskil, Kobus, in mense se lewens. Vergeet wie jou sien, vergeet wat hulle sê, voer jy my opdrag uit, wanneer jy my opdrag uitvoer, sal jy sien wat sal ek vir jou doen. Wanneer jy gehoor gee aan my finale woorde, dan sal hierdie dag vir jou eers werklik waar besonderse betekenis kry, heel vraag, Ascension Day. Then it will have value in your life. Once you recognize, once you understand the calling of Christ upon your life, when you understand there's much more in life, to go to work, back home, sleep, get up, go to work, it's much more, there is much more in life. And that is that this day becomes a reality in your life. This day will come alive in your life. This day will be something different. This day will be a day that you will never ever forget in your whole life. But why do we forget the words of Jesus Christ? His last words, to go out, to take action, to go and make disciples. That's what's glorified heaven.
That's what glorifies His name. That is what makes a difference in this life. But most of the time, we become self-centered. And you see, my dear beloved, that's the biggest problem that I have in life. When people who so spiritually become self-centered, but it's all about them. It's all about them. Listen, Jesus didn't die on the cross for you, for money, or for gold, or silver, or whatsoever. He didn't die on the cross for that. He died on the cross for one reason, and one reason only. That you can go and make a difference. Dat ons kan gaan, dat ons kan uitgaan en in mense se lewens 'n verskil te maak. Ek wil jou vra vanaand. Jy gaan hierdie aand herdenk. Ons stuur mooi boodskappe vir mekaar. Wonderlik, dankie vir al die boodskappe wat ek vandag ontvang het. Fantasties, ek waardeer dit uit my hart uit. Maar dan sal net een boodskap wat deurkom. En ek het hom geshare vandag. Dan staan hy net vir jou uit. Want jy weet, dit kom uit hierdie persoon se hart. Een boodskap. Tussen hy duisende wat deurkom, maar weet jy, hierdie een. You can just feel the love of God. Anointing. The supernatural anointing. You can just sense it. And then you know. Is 'n opdrag wat hy gegee het. Maar is 'n opdrag wat ons verwaarloos. Het is my interessant dat net sommige mense gaan. En ons wil altyd na hierdie ver plekke toe gaan. Ek verstaan dit nie. Ons sal altyd oor see gaan, om het daar te gaan doen. Ons sal altyd in 'n ander land gaan. Nie, luister mooi. Jy weet, ek sê ons moet dit nie doen nie. Jy my nie verkeerd verstaan nie. Maar wat van jou in Jerusalem? Wat van om hier te begin? Wat van om by jou eie plek te begin? Wat van om daar te begin? Wat verhoed jou? Want jy sien, ons het hierdie idee van, as ons net by mekaar kom en saam wees, en dit is goed, en dit is wonderlik, en dit is lekker, en ons gaan by die Here saam, dit is fantasties. Ek doen dit elke dag van my lewe. Ek sit my musiek aan, ek aanbid God in gees en in waarheid. Dit is my wonderlik, dit is fantasties. Ek ervaar sy teenwoordigheid, ek ervaar en beleef sy liefde. Ja, dit doen ek elke dag. Jy weet nie net Sondag doen nie. Maar jy sien, is my een verskil te gemaak. To go and make a difference. That gives value to this day. Dit gee waarde aan hierdie dag. Dit is wat hierdie dag anders maak, uniek maak, besonder maak. Dit gee waarde wanneer ek gehoor gee aan sy stem. Dan word hemelvaart 'n realiteit. Then ascension, they will become a reality in your life. We say a lot of things. We tell people a lot of things. But I think the most important thing is that you make sure that your name is being written in the book of life. That gives value to this day. You see, we do a lot of preaching, we said a lot of things, but at the end of the day, we have to ask ourselves this question.
where does it leave me as a person? Oh, not here. Sorry, it's not a time for this. Listen here. Doesn't matter where and when. God give you the opportunities where you go to go and make a difference. To go and His last words to bring it in action in your life. That makes the difference. That is important. Go. Not the only part of the Bible that I read is in Matthew 28, verse 11, where He says, come, all those who are weary, all those who are heavy burdened, come to Jesus. It's the only part in the Bible where I see He says, come. But His last words were go. Wat are you? Wat is jy vanavond? Hoeveel waarde heg jy aan hierdie woorde? Want dit gee waarde aan Hemelvaart. Dit maak Hemelvaartdag anders. This is what it changed Ascension Day. Totally different. That gives value to this day. And when you realize that, you bring it in action, you will see what God will do for you. He will do for you what no other one can do. The God of truth, the God that will never leave you nor forsake you. And then, at the end, the following. En nadat hy hulle uitgelei het tot by Betania, het hy sy hande opgehef en hulle geseën. And when you go and you see, you will see that when He come and He lead them out of Betania, the Bible says He lift His hands and He blessed them. En terwyl hy hulle seën, is hy van hulle geskei. Maar nou, hy word van hulle geskei, maar hierdie laaste woorde echo in hulle harte. Dit echo in hulle harte. Wat echo in jou hart vandag? Wat echo in jou hart hierdie oomblik? Wat waarde gee? Unieke, besonderse waarde gee aan die Hemelvaart. En hy is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en hy Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Jy sien iets wat gebeur. Dis hoekom ek altyd vir mense sê, kry vir jou kerk wat die waarheid verkondig. Kry vir jou kerk waar jy werklik deel kan wees, maar kry vir jou kerk waar jy 'n verskil kan maak, waar mense jou help om 'n verskil te sal maak. Moenie net gaan sit op 'n plek om 'n banksitter te word nie. Vergeet dit. Vergeet jou posisie in die kerk. God stel nie daarin belang nie. Vergeet dit. Ons is te posisie georiënteerd. Kan nie oor posisie nie. Die Bybel sê, as ek gelees die Bybel reg, ons lees dit in plain plat Afrikaans, but you go and you read it also in your English Bible. Hy sê, en hulle was gedurig deur in die tempel en het God geprys. Waarmee? Hoe het hulle God geprys? Waarom het hulle God geprys? Daar was nie musiekinstrumente nie. Hulle het God geprys. Hulle het God geprys. Hoe het hulle God geprys? Daar was nie musiekinstrumente nie. En weet jy wat? Daar was nie iemand wat die voorsange gelei het nie. Daar was nie iemand met 'n keyboard gewees nie. Daar was nie iemand. Maar die woorde
het hulle na harte geëcho. Want hulle onthou ook wat hy gesê het, hulle moet gaan wag. En hulle was gedurig deur in die tempel. En hulle het hom aanbid, hulle het hom geloof, hulle het hom geprys. Waarmee? Met hulle monde. Dit is hoe hulle dit gedoen het. Dit is hoe ons waarde gee in hierdie dag. Want jy sien, dit ekko nog steeds vandag in die geesdimensie, in manne en vroue se harte, want die woorde wat Jesus spreek is lewe en krag. Die woorde wat Jesus spreek gaan nooit verlore nie. Wat was daar die woorde? Gaan dan heen. As jy waarde wil gee aan hemelvaart, kom in aksie, gaan dan heen. Dit maak dat hemelvaart in jou hart, in jou wese, in jou wees, in jou DNA, in jou geestelike DNA sal begin lewe en dat jy tot die besef sal kom, dit gaan nie net oor my en oor elke Sondag wat ek 'n diens bywoon en niks daarmee verkeerd nie, maar dit gaan oor baie meer. There are more. There are much more. En wanneer ek dit doen, dan begin ek dit te beleef en ervaar. En ek sien wat God vir my doen. Mag die Here hemelvaart opnuut in die hart opwek. En dat jy weer tot die besef sal kom. Gaan nie oor my nie. Maar dit gaan oor gehoorsaamheid aan sy woord. Gaan. Moenie een wees wat net kom nie. Ons kom nie kerk toe nie. Ons gaan kerk toe. Ons kom nie werk toe nie. Ons gaan werk toe. Ons kom nie om iemand na die Here te lei nie. Ons gaan. Hey, come on. Be a doer. Wees een wat 'n verskil gaan maak. Wees een wat anders is. Moenie worry wat mense oor jou sê nie. Maar gaan en gaan maak 'n verskil. Dit is wat waarde gee aan hierdie dag. Mag die Here jou seën. En mag jy altyd dit in die harte onthou. God bless you. May you remember these words and never forget it. I will go. I will go. And I will make a difference. God bless you. Ek groet u. Gaan in sy vrede.